Hallo almal, in hierdie video gaan ek eers vir jou leer van gelyksoortige en ongelyksoortige terme en daarna gaan ons na die 4 basiese bewerkings in wiskunde kyk wanneer ons met algebraïese uitdrukkings werk. Kom ons kyk nou na gelyksoortige en ongelyksoortige terme. 'n Uitdrukking kan gelyksoortige en ongelyksoortige terme bevat. Gelyksoortige terme is terme wat nommer 1 dieselfde veranderlike of veranderlikes bevat en die veranderlikes is verhef tot dieselfde mag. Dan sê ons dit is gelyksoortige terme. Nou, kom ons kyk, is die volgende gelyksoortige of ongelyksoortige terme? Dan begin ons by 3x plus 2y. Daar sien jy nou 'n x, daar sien jy 'n y. Die veranderlikes is nie dieselfde nie, dus ongelyksoortige terme. Die volgende ene, 5x min 3x. Daar sien jy 'n x tot die mag 1, 'n x tot die mag 1. Waar is die 1? Die 1 is deurskynend, nê? Dus hulle is gelyksoortige terme. Die volgende ene vind jy xy en yx. En dit maak nie saak in watter volgorde hulle is nie, dit is albei bevat 'n y en albei bevat 'n x, dus is hulle gelyksoortige terme. Die volgende ene, a kwadraat plus 7a kwadraat. Die veranderlike is a en hulle het dieselfde mag, naamlik 2 kwadraat. Dus gelyksoortige terme. Die volgende een hieronder, x kwadraat minus x. Nou as daar geen eksponent is nie, dan is daar 'n deurskynende 1. So alhoewel die veranderlike x is die een se mag 2 en die ander een se mag 1. Dus ongelyksoortige terme. Hierbo kry jy x kwadraat plus y kwadraat. Alhoewel die magte dieselfde is die veranderlikes nie dieselfde nie. Dus ongelyksoortige terme. Die volgende sommetjie, 3ab plus 5ab. Hulle is definitief gelyksoortige terme. Die veranderlikes a en b kom in beide terme voor. Die volgende sommetjie, pqr plus prq. Alhoewel hulle nie in dieselfde orde is nie, volgorde is nie, is dit dieselfde veranderlikes en is hulle magte dieselfde. Dus gelyksoortige terme. Die volgende een, m kwadraat n plus 6 en m kwadraat. Weereens, dit is dieselfde veranderlikes, die m is gekwadreer en die n is tot die mag 1. En in hierdie tweede term is die volgorde net anders, maar dit is dieselfde. Dus gelyksoortige terme. En die laaste sommetjie, abc kwadraat minus ab kwadraat c. So alhoewel die veranderlikes dieselfde is die magte verskillend. Op die eerste een is b se mag 1 en c is gekwadreer en op die tweede term is b gekwadreer en c se mag 1. Dus ongelyksoortige terme. 'n Mens kan gelyksoortige terme optel en aftrek. Nou wat jy doen is, jy gaan nou eers besluit, is hulle wel gelyksoortige terme, en onthou jy, ons doen dit deur te kyk na die veranderlike. So hier het ons 5a plus 2a. So hulle is dieselfde veranderlike en hulle mag is mos deurskynend 1. En wat 'n mens dan doen as jy hulle bymekaar tel, dan gaan jy die koëffisiënte eintlik bymekaar tel. Onthou, die koëffisiënt is die getal voor. Dus gaan jy sê 5a plus 2a is 7a. Die volgende som, 6x minus 3x is net 3x. En sien jy, ek het niks aan die veranderlike gedoen nie. Die veranderlike was x en in die antwoord is die veranderlike ook x. Die volgende som vind ons 5b plus 3b. Dit is net 8b. En dan nou die laaste ene, dit is 'n trinoom, maar nog steeds is dit gelyksoortige terme. Almal se veranderlike is y. Dus kan jy sê
3y min 2y is net y, plus die 5y is 6y. Kom ons vereenvoudig nou die volgende uitdrukkings. By hierdie enetjie gaan jy nou die gelyksoortige terme saam groepeer. So jy kan sê, 10x minus 6x is 4x, en dan is daar konstantes, plus 7 minus 2 is 5. Die volgende ene, ons groepeer weer gelyksoortige terme. 2x plus 7x is 9x, en die konstantes, min 8, min 2 is min 10. Jy kan sê, jy skuld my 8, jy skuld my 2, dus skuld jy my 10, min 10. Nou is daar nie konstantes nie, maar alles het veranderlike. So daar's 4 terme. Kom ons kyk gou na hierdie eerste C. Onthou jy, as daar geen koëffisiënt is nie, dan beteken dit, daar staan 'n deurskynende 1. Dus in terme van gelyksoortige terme, kan jy sê, plus C plus 4C gee vir jou 5C. En dan in terme van D is dit min 2D plus 8D is 6D. Hierdie een, 3ABC plus 7ABC is 10ABC. En dan die konstantes, plus 4 minus 6 is min 2. Hier het ons nou x kwadraat en x. So ons gelyksoortige terme is 10x kwadraat min 5x kwadraat is 5x kwadraat. En plus 2x plus 8x is plus 10x. Dan die laaste sommetjie. 7m tot die mag 3 plus 2m tot die mag 3 is 9m tot die mag 3. En dan is daar niks wat kan tel by die 7m kwadraat nie, so ons skryf hom net neer, en daar is geen ander konstante wat by plus 1 kan tel nie, dus skryf ons hom net neer, plus 1. Nou gaan ek vir jou leer hoe ons uitdrukkings in dalende magte van x kan skryf. So dalend beteken van die grootste tot die kleinste. As ek nou vir jou hierdie uitdrukking gee, dan wat 'n mens doen is, jy gaan na die x'e toe, dan kyk jy ignoreer heeltemal die koëffisiënte en die konstante. Dit het niks met dit uit te waai, as jy dit in dalende magte skryf nie. Jy gaan na die veranderlikes, die x'e. Nou kan jy sien, hier is 'n x tot die mag 3, 'n x kwadraat, 'n x en 'n konstante laaste. So daardie in dalende magte is dan 5x tot die mag 3 min 9x kwadraat plus 2x plus 22. Kan jy sien hoe word die magte minder? 3, 2, deurskynende 1, geen mag. Vereenvoudig en skryf jou antwoord in dalende magte van x, dan gee ek vir jou. Weereens, jy ignoreer heeltemal die koëffisiënte, die getalle voor die x. Nou, in hierdie sommetjie sien ek nou, voordat ons dit kan doen, kom ons kyk eers of ons die gelyksoortige terme bymekaar kan tel nie. Nou, hierso is 'n min 3x kwadraat en 'n min 2x kwadraat. Dit is min 5x kwadraat. En dan in terme van die getalle, plus 2, onthou die getalle is die konstantes, plus 2 plus 7 is plus 9. En dan min x tot die mag 3 plus 5x tot die mag 3 gaan vir jou gee 4x tot die mag 3. En nou kan jy hulle in dalende magte gaan skryf. In dalende magte van x. So hier vind jy 'n x tot die mag 3 en 'n x kwadraat. So die 4x tot die mag 3 gaan eerste staan, dan die min 5x kwadraat en dan die konstante plus 9. In algebra skryf ons gewoonlik 3
hakie x plus 2 in plaas van 3 maal x plus 2. Met ander woorde, 'n getal en 'n hakie direk langs mekaar beteken vermenigvuldig. Die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging. Die woord distribusie beteken om uit te deel. So as ek nou vir jou daardie gee, 2 hakie x plus 3, dan beteken dit, jy gaan die 2 na die x toe uitdeel, en jy gaan die 2 na die 3 toe uitdeel, deur vermenigvuldiging. So jy gaan sê, 2 maal x is 2x, en 2 maal 3 is 6. Kom ons kyk. Min 2 hakie x plus 3. Die feit dat die min 2 direk langs die hakie staan, beteken vermenigvuldig. So jy gaan nou hierdie min 2 met die x maal, dit word min 2x, en jy gaan die min 2 met die 3 maal. So jy gaan sê, 'n min maal 'n plus is 'n min, 2 maal 3 is 6. Nog ene. Die 5 staan direk langs die hakie. Dit is dan maal. Nou gaan jy sê, 5 maal a is 5a, 5 maal 5 is 25. Vereenvoudig die uitdrukkings en gebruik nou al jou kennis van algebra. Kom ons kyk. Hierdie is 'n binoom, 'n twee-term, dit is daardie plus wat hulle skei. Maar wat jy nou eers gaan doen, is hierdie x gaan net mooi saamry, en dan gaan jy die plus 3 vat en dit in vermenigvuldig, met die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging. Dus, daar het ek vir jou gewys, die x het saamgery, en dan het jy gesê, 'n plus 3 maal x is plus 3x, en 'n plus maal 'n min is 'n min, 3 maal 4 is min 12. En nou sê die vraag mos om te vereenvoudig, so jy kan hierdie enetjie verder vat. Daar is gelyksoortige terme, en dit is x plus 3x is 4x min 12. Hy ry saam. Goed, in hierdie sommetjie kan jy nou eerste, voordat jy iets kan bymekaar tel, gaan jy nou eers die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging gebruik. Met ander woorde, jy gaan sê, 3 maal b is 3b, 3 maal min 1 is min 3. Dan gaan jy die min 2 vat en hom hierdie kant toe uit vermenigvuldig. Min 2 maal 2b is min 4b. Min 2 maal 3 is min 6. En nou kan jy weer gelyksoortige terme bymekaar tel. 3b min 4b is net min b, en dan min 3 min 6 is min 9. Laaste een. Hierdie sommetjie, om hom te vereenvoudig, gaan jy sê, 5 maal x is 5x, 5 maal min 1 is min 5. En die x, die plus x plus 2, ry net saam. En nou gelyksoortige terme. 5x plus x is 6x, en min 5 plus 2 is min 3. Nou gaan ons 'n bietjie aftrek. Nou die vraag sê, trek 6x min 3y van 7x plus 2y af. So wat jy doen is, jy skryf die 7x plus 2y, en dan minus, en dan hierdie ding, 6x min 3y. En wat jy dan gaan doen, is jy gaan hierdie min in vermenigvuldig. So dit word 7x plus 2y ry saam, en dan min maal 6x is min 6x, en min maal min 3y is plus 3y. En nou is jy maar net weer terug by optel. Gelyksoortige terme. 7x min 6x is x, en plus 2y plus 3y is plus 5y. Kom ons doen nog ene.
Trek nou 2a plus 3b min 5c van 5a min 8b plus 3c af. Met ander woorde, hierdie ding kom staan voor 5a min 8b plus 3c met 'n minus, want dit is aftrek, en dan hierdie in die hakie. 2a plus 3b min 5c. En jy moet hom in 'n hakie sit. Nou in die volgende stap, die 5a, die min 8b en die 3c ry saam, en jy gaan sê, vir jou skryf, jy gaan nou hierdie min in vermenigvuldig met die distributiewe eienskap. Min 2 maal, min maal 2a is min 2a. Min maal plus 3b is min 3b. 'n min maal 'n min is 'n plus 5c. En nou kan jy gelyksoortige terme bymekaar tel. 5a min 2a is 3a. Min 8b min 3b is min 11b. En plus 3c plus 5c is plus 8c. En dan is hulle nie gelyksoortige terme nie, dan stop jy net daar. Kom ons begin met deling van algebraïese uitdrukkings. Nou baie belangrik, onthou, deling deur 0 is ongedefinieerd. Nou, as ons nou kyk na hierdie sommetjie, 8x plus 10z plus 6, alles gedeel deur 2. Wat 'n mens in algebra doen is, jy gaan hom opdeel en elke term wat jy kry, daarbo is 'n trinoom, dan gaan jy elke term op die noemer sit. So dit word 8x op 2 plus 10z op 2 plus 6 op 2. En dan gaan jy sê, nou gaan jy uitkanselleer. Dan sê jy, 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan daarin 4 keer. 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan in 10 in 5 keer. Daar gaan 5z oorbly. En 2 gaan in homself in 1 keer en 2 gaan in 6 in 3 keer. En dan wat oor is, skryf 'n mens net mooi. Dus is daar 4x plus 5z plus 3 oor. En 'n mens skryf nie al daai ene wat die noemer is, dit skryf jy nie. Weereens gee ek vir jou nog 'n som, 16x kwadraat plus 4x oor 4. So wat 'n mens doen is, jy gaan elke term apart op die noemer sit. Dus gaan jy skryf 16x kwadraat op 4 plus 4x op 4. En nou kanselleer jy wat jy kan uitkanselleer. Jy sê, 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in 16 in 4 keer, en die volgende term, 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in homself in 1 keer. En wat is oor is 4x kwadraat plus x. Die volgende sommetjie het nou veranderlikes onder die lyn as die noemer, maar jy gaan hom dieselfde hanteer soos die somme hierbo. So wat jy doen is, jy gaan skryf 9a kwadraat b op ab plus ab op ab. En nou gaan jy uitkanselleer, maar net jou veranderlikes. Nou wat hierbo gebeur, daar staan 9a kwadraat b. So dit is net so goed, jy het 9 maal a maal a maal b. Dus kan een van die a's onder die lyn en die een van die a's bo uitkanselleer. En die b kanselleer. So jy gaan sien, jy het net oor 9a plus, en aan hierdie kant kan jy sê, die a gaan homself in 1 keer, a gaan in homself in 1 keer. B gaan in homself in 1 keer, B gaan in homself in 1 keer. Maar jy kan nie sê dat daar niks oor is nie, want bo die lyn het jy 1 maal 1 is 1, en onder die lyn het jy 1 maal 1 is 1, en 1 op 1 is 1. So daardie sommetjie sal dan uitkanselleer, en die antwoord is 9a plus 1. Kom ons doen 'n laaste ene. Hierdie een het ek nou vir jou gegee, want as die noemer is onder die lyn, is daar nou 'n getal, 7, of die koëffisiënt en a die veranderlike. So wat jy doen is, jy split jou sommetjie op, en jy gee vir elke term bo die lyn die noemer.
So dit word 7ab op 7a minus 14a² op 7a. Dus gaan jy by die eerste term sê, die koëffisiënte, onthou dis die getal voor die veranderlike, 7 gaan in homself in 1 keer, 7 gaan homself in 1 keer. A gaan homself in 1 keer, A gaan homself in 1 keer. So daar gaan net 'n B oorbly. En dan die tweede term, ek wil net vir jou wys, hier bo by die teller, 14a² is dieselfde as 14 maal A maal A. So nou kan jy sê, 7 gaan in homself in 1 keer, 7 gaan in 14 2 keer. A gaan in homself in 1 keer en daardie A kanselleer dan met een van die A's uit. Dus is jou antwoord dan B minus 2 maal A. In die volgende video bespreek ek magte en wortels in algebraïese uitdrukkings. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.